Hi vriende, baie welkom by nog 'n episode van my vrou se program Groei Saam. My Met naam is Pastoor Chris Boysen van Port Elizabeth en my vroutjie Eldien. hallo julle, welkom. So ja vriende, kom ons sluit net die oë. O allerheiligste almagtige koning van alle konings, Jahwe Here ons God, Vader, baie dankie vir u goedheid, u guns, u liefde en u genade, Here, wat ons so vrylik kry, so vrylik verdien, wat ons actually nie eers verdien nie. Maar Vader, dankie dat u vir ons lief is, dankie dat u vir ons leer. Vader, ek wil u vra, gee vir ons nou die wysheid en die insig om dit wat ons vanaand bespreek regtig ter harte sal neem, dat ons eie sal maak en ja Here, daarin sal groei om u beter te leer ken en nie net om u beter te leer ken nie, maar met God om meer te leef soos wat u behaag. Vader, gee vir ons daardie wysheid en daardie insig. Alle verstand te bowe gaan, dit is u wysheid en insig. Loof en ons prys en ons dankie daarvoor. In Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Daar sy vriende, ek hoop julle het vir julle elkeen 'n lekker koppie koffie reg en 'n snack, want hier gaan ons nou begin. Daar is Chris. Ag, alweer by die koffietafel. Elke keer as ek hom sien, dan vloek hom. Ek hoop maar hy gaan tyd neem vandag met my te praat. Hallo Chris. Eldien, my maggies mens. Kan jy nou glo wat ek jou nou alweer hier raak loop? Is dit nie per toeval nie? Ja. Hoekom lê jy so baie klem op die woord alweer? Nee, sê maar net, Vader het dan maar 'n manier om mense bymekaar uit te bring. Altyd, né? Altyd. O, jy glo dit ook? Ek glo dit. Ek begin al hoe meer alles wat jy vir my gesê het, behoort glo ek al hoe beter en meer en ag ja, en jy kan sien ek smile vandag en alles. Weet jy hoekom smile ek? Ja, jy moenie vir my smile want ek het nie sweets. Wow. Ek Jy like smile vir nie sweets. vir my. Ek like sweets, Ek sê maar nie ek het nie sweets. jy nie koekies nie. Nee, ek het nie koekies nie. Hoekom nie? Moet jou vrou nie vir jou ingepak nie? Nee, jong. En hy hot cross buns? Luister Eldien, jy het nou agter my ete aan my lunch kom aankom hierso of wat is dit? Het jy al weer nie kos gebring? Ek het, maar dis al lankal op. Eldien 'n grap net. Nee, ek kry vir een, hoor. Dankie Chris. O, dit lyk sommer lekker. Waar het jou vrou dit gekoop? Eldien, ek weet nie jong, sy gaan doen haar eie shopping. Ek seker maar by die Spar of iets. Ek weet regtig nie, hoor. Hoe gaan jy saam met haar nie? Want ek sit by die werk, hallo. O, jou vrou is lucky, werk sy nie? Ja, sy werk, Eldien. Wat se werk doen sy? Sy is 'n house executive. 'n House executive. Ja, sy kry goeie salaris, hoor, moenie worry. O, jy is darem maar 'n goeie man hè. Net God is goed, Eldien. Net God is goed. Maar dis nogal interessant. Ek het nie daaraan gedink dat God net God goed is nie. Ons mense kan mos nie regtig goed wees nie. Ons is maar sondags. Ja, maar ons probeer goed wees. Ons doen ons bes, ja. En God doen die res. Ja, dit is waar, né? Chris, ek wil vandag nog 'n bietjie oor Jesus praat vandag, as jy nou omgee, né? Onthou ons het ons laas keer bietjie gepraat oor Jesus en wie is Jesus vir jou? Kan jy dit nog onthou? Eldien, ek onthou jy's. Okay. Kan ek nog 'n bietjie vra van dit? Natuurlik. Okay. Chris, hoe praat Jesus met mense soos ek? Ek wat Eldien is. Hoe praat hy met jou? Ja. Hoe wil jy hê hy moet met jou praat? Ja, ek wil hê hy moet met my mooi praat soos wat jy met my altyd praat. Ek dink ek het dit vir jou laas ook gesê, maar ek sal weer vir jou sê, weet jy net, dit is regtig 'n asemrowende vraag hier. Ek dink dit is nogal 'n vraag wat by baie mense opkom is. Hoe praat Jesus met my? Ek glo Jesus praat met elkeen anders. Anders? Nou nie anders in 'n ander manier of iets nie, man. Want hy praat ons eintlik deur sy woord, Ja. deur die Heilige Gees, deur 'n liedjie. Weet jy, daar is so baie maniere wat Jesus met 'n mens praat. Ek dink jy moet net regtig ingetune wees, soos die Engelsman sal sê, op Jesus se stem. Hoe klink Jesus se stem dan? Ek kan mos nie weet as hy met my praat nie. Jy sien,
Aldien, dan is dis baie belangrik dat jy sal weet hoe Jesus se stem klink, weet jy? Want wanneer hy daardie dag kom om ons te kom haal en hy roep sy skape en jy hoor nie want jy weet nie, jy ken sy stem nie. Dan gaan jy agterbly. Onthou, Jesus het ook gesê hy roep sy skape en die skape ken sy stem en volg hom. So as jy nie sy stem ken nie, hoe gaan jy weet dis hy wat jou roep? Hoe gaan jy weet dit is iemand of dit is nie iemand 'n vyand of iemand wat jou roep? Onthou, jy moet enig onthou die vyand, nê? Hy hou daarvan om Vader te copycat. En dan gaan hy mos nou probeer om Jesus te copycat en dan gaan hy mos nou die verkeerde rigtings inroep en afwys. Jy moet dit onthou. So dit is baie belangrik om Jesus se stem te ken. Jy sien, Aldien, dit is belangrik. Dit is in die woord, die Bybel. En ek sê ons altyd die Bybel is God se liefdesbrief vir ons. En in daardie liefdesbrief is al jou vrae, vir al jou antwoorde, alles is daar. Jy sien, die Bybel, nee, gee lewe. En die Bybel is ook aktief. En reg deur die Bybel is dit deurtrek met Jesus se stem. As jy begin lees en stil raak voor hom, sal hy 'n vers laat uitstaan wat presies pas by wat jy nodig het. Met daai bekommernis of daai vrees of daai uitdaging, sal daardie teks vir jou uitstaan. En weet jy, soms gebeur dit met my dat ek 'n vers lees of 'n hoofstuk lees en dan beteken dit iets vir my. En weet jy, as ek daardie hoofstuk weer oor 'n dag of 2 lees, dan is dit weer asof dit 'n heeltemal ander betekenis het. Hoe werk dit? Dit is hoe hy die Heilige Gees werk. Dit is hoe die Heilige Gees in jou werk. Soms kom daar 'n situasie by jou op. En jy soek 'n antwoord, maar jy is nie seker wat se kant toe nie. Jy weet nie of jy links of jy regs nie. Dan vra jy vir God, lei my, wys my. En dan maak jy God se woord oop, sy liefdesbrief. En dan begin jy lees. Weet jy, en dit is asof daai ding net so uitstaan. Daar's jou pad, my kind, daar's jou pad. Jy sien, dis hoekom ek sê die woord praat met jou deur die Heilige Gees wat in jou is. Jy voel soms 'n sagte indruk in jou hart. En dit is asof dit jou net vrede gee. Mense kan dit nie verklaar nie, maar daar is jou antwoord. En dan weet jy dis hy. Jy sal dalk ook iets hoor soos 'n lied of iets soos in die natuur en hy sal daarmee met jou praat. Ook soos wat ek altyd sê, dit is belangrik om 'n gemeenskap van gelowiges te wees, want Wat beteken dit? Ek weet nie wat beteken hierdie gemeenskap van gelowiges waarvan jy die hele tyd praat nie. Ek verstaan mekaar. Aldien, Ja, dis sommer lekker flikken deur mekaar. sorry Chris. Regtig. Wat hoef ek moet ek hieroor praat, man? Nee man. As jy nie wil leer nie, moet my nie weer kom pla en sê nie, ek gaan nie weet. Dis asof dit elke week dieselfde vrae is. Nee man, regtig. Gaan by die een oor en by die ander een uit. Sorry Chris. Fokus jy nie. Jammer. Nee, regtig. Chris. Nee, ek gaan in my lunch vat asseblief. Jy wil nie leer nie. Chris, asseblief, ek is regtig jammer, maar Ja, maar ek grap nie met jou. jy sal verstaan dat my hart nou geklop het. Ek het gedog jy's kwaad vir my. Ja, weet jy, ek maar net daai grap gemaak. Sorry, hoor. Ai, jammer Chris. Ai, maar ek voel regtig sleg nie, maar daar's so baie vrae en dan verwerk ek dit en dan kom dit weer by my brein op. Ja. So Ja, ek gelukkig weet jy jou brein werk dan. ja, hy werk. Ek nee, maar Ek is blond, maar Ja, sien maar niks. Okay, nee maar Aldien, weet jy wat nie, maar jy moet regtig begin fokus. Jy moet begin as jy goed vergeet, begin dit neerskryf. Begin dit regtig neerskryf. Laat dit in jou kan groei. Want hoe gaan anders gaan dit groei? Jy kan seker die hele tyd dieselfde vraag vra, maar jy moet regtig begin om dit vir jouself in te neem, op jou hart te graweer. Dat die Here vra hom, graweer dit op my hart, dat ek kan onthou wat in die woord staan. Dat jy kan onthou wat sy pad vorentoe. Want weet jy, dit is waar die vyand jou gaan aanval, want Vader sê ook, my volk gaan te gronde van onkunde, want hulle weet nie, hulle is nie slim, hulle leer nie, hulle vra nie vir God vir wysheid nie.
So hoe meer jy vir God leer ken, hoe meer jy in sy wil wandel, hoe meer wil jy in sy wil wandel, en weet jy, dan kan die vyand jou nie om elke hoek en draai potjie nie, want dan weet jy weet presies waar om te loop, en jy weet waar die vyand vir jou gaan wegkry. So dit is regtig belangrik, om dinge begin neerskryf, en dan weet jy daar stil te word, en dit bepeins, laat jy dit jou eie maak. Dit is hoe jy groei ook in jou geloof, en jy weerstand kan bied teen daardie vyand van ons. Ok, ek sal dit, maar ek gaan nou nie alles kan neerskryf elke week of elke keer wanneer ek met jou praat nie, want dit gaan vir ewig vat en dan gaan ons net soos by 2 vrae uitkom in 'n lunchtyd. Weet jy, as die Heilige Gees jou lei, nê, om vir ewig te praat oor een vraag of een antwoord, dan doen ons dit. Sal jy regtig dit doen? Moet my praat oor een vraag die hele tyd totdat ek dit verstaan? Natuurlik, dit is soos die Heilige Gees jou mos lei, jy gee dit oor aan die Heilige Gees. Jy moet dit nie probeer op jou eie doen nie. Dit is hoekom Jesus daar is. Hy's 'n helper. Die Heilige Gees help jou mos. Dis hoekom hy hom gestuur het om ons te help. Ek het nie geweet nie. Maak maar, daar's baie dinge wat jy nie weet nie. Ja, ek dink so. Okay, maar om terug te kom na by die gemeenskap van die gelowiges. Wat het jy gesê? Dis korrek, Elgien. Wat is dit? Dit is 'n kerkmense of 'n selgroep of iets in daai lyn. Iemand mense wat saam die Here loof en prys, hom as hulle verlosser en saligmaker aangeneem het en meer wil leer van hom. Want dit is hoe 'n mens leer. Partykeer kom 'n vraag uit, maar hy kom op 'n ander manier uit, man. Verstaan jy? Maar dit alles gaan na dieselfde rigting toe. Weet jy, ek glo almal wil weet, hoekom het Jesus gesterwe? Hoe kan ek sy stem hoor? Ja. Hoe kan ek hoe vergewe hy my sondes? Ja, so baie vrae wat ek dink baie mense vra. En weet jy, daar is regtig net eintlik een antwoord wat 'n mens kan gee. Glo en glo. Vra vir Vader om jou geloof te versterk, vir jou wysheid te gee, en jou regtig te lei, om hom beter te leer ken. En so, hoe gaan jy hom beter leer ken? Jy moet jou Bybel lees. Jy moet saam met gelowiges wees. Dit help nie jy probeer die pad alleen aanpak nie, want onthou, die vyand gaan jou vir jou aanvat, want hy sien mos jy loop alleen. Maar sodra jy saam met mense is, dan skrik hy. En dit is hoekom dit so belangrik is. En wanneer die een val, kan die ander een hom optel. En jy versterk mekaar. Onthou, ons almal het ons swakpunte. Ons almal val hier of daar. En dan het ons daai support structure nodig om jou op te tel en jou te bemoedig. Veral om jou te bemoedig, want so vinnig kom 'n ou reg, eers en jy voel so happy en jy voel net, yes, die joy is hier in jou. En dan gebeur daar iets en dan woep, daar sit jy op jou as. En jy sukkel om op te staan, want jy het nie iemand wat jou kan bemoedig en jou kan help en jou net weer versterk en jou weer moed in te praat. Dit is hoekom dit so belangrik is om in 'n gemeenskap van gelowiges te wees. Want as jy daar gaan sit in as 'n sak en as, dan gaan die vyand mos lekker kry, want hy weet jy gaan nie kan opstaan nie. Maar as jy nou iemand het, kom, so raai, moenie worry nie. Ons gaan weer saam na die Here toe. Ons gaan vra weer vir vergifnis. En dan sal die Vader jou vergewe en hy tel jy weer op en dan gaan jy aan en hulle bemoedig mekaar. Maar dis interessant. So eintlik moet ek kerk toe kom in die eerste plek op 'n Sondag daar na 90 Amsterdam Hoek. Ek ken al die adres. Breilaan in Blouwaterbaai. En dan moet ek eintlik, soos wat ek nou verstaan, soos wat jy verduidelik, moet ek eintlik vriende maak met die mense wat in jou gemeente is. Of nie vriende nie, maar ek moet my verhouding met hulle beter maak sodat ek ook mense kan hê wat my kan help as ek val. Is dit reg wat ek verstaan? Natuurlik, jy kan weet jy, hulle raak beste vriende. Julle kan met mekaar julle frustrasies deel, met julle blydskap deel, met julle battles, met alles. Julle deel dit mekaar want julle is mos saam gesin, familie in Jesus. Ek het nie so daaraan gedink nie. Weet jy, dit is regtig kosbaar. Dit is regtig amazing. Jy kan jou foon optel en bel jy daai persoon en sê, hoorie, dis ek het nou hierdie stukkie gelees, maar genade, ek voel nou dit en dit of daai. En dan bespreek julle die woord uit en dan kuier julle weer om God se woord. En weet jy, voor jy jou oë uitvee, nee, het jy seker 'n halfuur weer of 'n uur met daai persoon op die foon gespandeer. Maar hoeveel keer is dit nie te lekker om saam in 'n groep te sit en dan so om God se woord te kuier.
en elkeen sy insaag gee. En weet jy, so groei en dan sê, weet jy, ek het nooit so daaraan gedink nie. Weet jy, ek het nooit so daaraan gedink nie. Daai vragies, daar het my oë oopgegaan. Dit is, weet jy, dit is regtig amazing. So, wanneer jy selgroepe doen op 'n Woensdag aand, nê, is dit diskus julle Jesus of wat? Weet jy, ons kom met 'n topik. As iemand vra, hoorie, so kan ons dit bietjie bespreek. Soos ek sê, ons kom met 'n topik. En dan kuier ons om daai topik, om daai voor daai. Ja, is daar koffie? Hy Eldien. Ek vra net, ek wil darm weet as ek al kom, moet ek geëet het voor die tyd, moet ek koffie, my eie koffie saambring? Daai sê takeaway shop. Ek weet, maar ek vra maar net. Jy gaan vir jou glas droë water gee. Droë water. Ja, droë yswater. O, yswater. Dis droë water. Droë water. Eldien, ja, daar is koffie, hoor. O, okay. Maar as jy wil, kan jy by Maccabean stop en dan kan jy 12 koppies bring. Hoekom 12? Ons 12 mense. O. Okay, plus ek is dan 13 of sluit is ek die 12de een. Ja, as jy wil hê, moet jy 13 koop. O, so vir julle koop nie vir my nie. Ek sê mos as jy wil hê, bring vir jou een saam. Ai, Chris, dis net jy wat sulke goed sal sê. Ja, nee, okay, maar weet jy, Eldien, ene wat jy moet weet, né? Jesus praat nie altyd hard of dramaties nie, né? Nee. Hy fluister. Want weet jy, hy praat mos sag en liefdevol. Jy het laas vir my gesê van En fluister. weet jy hoekom? Nee. Want Jesus is naby jou. Hy staan mos nie deur aan die ander kant op die hoek en skree nie. Hy is nie soos die mense wat 'n taxi voor fluit of iets nie. Hy's by jou, hy loop langs jou. En hy hoef nie te skree nie. Want weet jy, hy praat meeste van die tyd met jou hart. Dit is hoekom hy altyd sê ook, belangrikste van alles is bewaar julle harte. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As jou hart vol is van die vrug van die Gees, vol is van God, kan dan ons nou nie 'n ander manier as laat dit by jou mond uitkom. Ja, dis waar nie. Dis hoekom jy altyd van die Here praat en van die kerk en van liefde en vrede en vreugde en geduld. Daar sê, dit is Galasiërs 5. By the way, ek sien jou, toe ek jou lank terug, toe ek jou eintlik soos in die begin ontmoet het, toe sien ek jy het baie geduld nie, maar ek sien deesdae is jou geduld baie beter. Selfs met my. Eldien, weet jy wat, nee, dis mos die vrug van die Gees. Ja, ek weet, dis hoekom ek nou dit vir jou noem. Ek kan sien daai verandering wat in jou plaasgevind het. Weet jy, ek kan nie te dankbaar wees en ek kan net vir Vader sê dankie dat die vrug van die Gees in my hart wortel skiet en vrug dra, hè? Ja. So dit is niks deur my nie, dis alles uit genade. Nee, ek het nie dit En dit is vir almal beskore, weet jy, vir almal. Ja, maar weet jy, Eldien, partykeer sê die mense, hulle het 'n probleem dat hulle nie Jesus hoor praat nie. Ja, ek het ook al daai probleem want ek weet nie wat om te hoor nie of Ek is so bly jy gaan nou aan met dit. Weet jy, ek moet net vir jou regtig sê. Dit is nie Jesus wat nie praat nie. Dit is ons wat te besig is om te hoor of om tyd te maak om met hom te praat en stil te word by hom. Dis ons. Ons kry nie tyd vir hom nie. Ons wil actually soos 'n kitskos verhouding hê, net so vinnig, hallo, dankie, bye. En dit is hoe dit werk. Jy moet tyd maak om stil te raak by ons almagtige Vader se voete. En soos ek sê, in 'n gemeenskap van gelowiges. En jy sal sy stem hoor. Jy sal sy stem hoor deur iemand anders. Soos ek sê, is merkwaardig hoe Vader werk. Hy weet wat in elkeen se hart aangaan. Hy ken presies elkeen se probleme, elkeen se wortelstryd. En dit is wanneer jy daar sit en die mense begin net praat. Dit is asof God dan vir jou self in jou hart. Jy het nog nie 'n woord gesê nie, maar hy praat met jou in jou hart. En dit is asof jou oë net begin flikker. Wel, dankie Here. Dat jy jou antwoord gekry en jy het nog nie eens 'n woord gepraat nie. Ja. Dis hoekom ek vir jou moet sê, dit staan in Johannes 10. Sy skaap ken sy stem en hulle volg hom. Jy nie sy stem ken nie. As jy nie weet wanneer hy jou roep nie, hoe gaan jy weet om uit die dood uit op te staan? Wat? Hoe gaan jy weet om hom te volg? Uit die dood uit op te staan? Ja, Wat Eldien. bedoel jy daarmee?
Hoe dink jy gaan jy hemel toe? Ek weet nie. As die wegrapping nie kom nie. Ja, Jy moet mos eers doodgaan voor jy kan hemel toe gaan. ek het nog nie gedink aan doodgaan nie. Ek is nog te jonk. Okay. Onthou dood het nie 'n ouderdom. Maar ek bedoel, meeste mense leef tot 70, 80. Meeste. Is jy seker? Nee, ek weet nie, dis wat ek maar dink. Eldien dood het nie 'n ouderdomsbeperking nie, hoor. Eerlikwaar. Nou, hoe weet ek wanneer ek naby aan dood gaan is? Gelukkig weet nie een van ons. Nou, hoe gaan ek weet om my lewe reg te kry as Dis ek mos nou 'n goeie tyd. O ja. Hoe nie uitstel, van uitstel kom afstel en as jy daai afgestel het, hoe weet jy jy gaan onthou net een ding, as jy dood is, jy dood, jy kry nog 'n kans, né? Dan, das Okay, maar as die wegrapping plaasgevind het ek dan 'n kans. O genade. Wat? Hoekom wil jy nou so lank wag? Jy is al klaar halfpad daar of halfpad nie, jy is heeltemal jy het mos al jaar vir Ja, gegee. ja. Hoekom praat jy nou weer so? Maar ek wonder maar net. Sien, jy Satan lekker klop lekker na deur van jou, né? Tyd dat jy by 'n groep aansluit, is regtig tyd. En dan weet jy meeste van hierdie vrae kan hulle ook daar bespreek. En weet jy kan iemand anders ook help met al hierdie vrae vir jou. Weet jy dit? Nee? Maar ek dink ek wil nie ek weet nie hoe om dit te stel nie. Inhalig actually. Inhalig. Ja, want hoeveel mense sal nie ook wil weet wat jy nou vra nie. En nou kan jy dit mos in 'n groep bespreek. Ek het nie gedink regtig daaraan nie. Dis nogal Jy moet interessant. deel. Ja, jy moet deel, man. Deel. Sharing is caring. Ja. Ja. Chris, maar dink jy nou nie ek probeer in my verhouding met God werk, maar ek party ondanks ek by die huis kom as ek net so moeg, nee, dan lê ek op my bed en dan slaap ek. En dan môreoggend dan staan ek op en ek's laat vir werk, soos jy sien elke dag kom ek laat by die werk aan. En alles so dan het ek nou weer nie gebid of Bybel gelees nie, gisterand ookie en vanaand as ek by die huis kom is ek maar weer net so moeg. En dan miskien môreoggend sal ek gou gebid of iets of môre aand. Nou ja, Eldien. Nou ja, daar kom jou eie verduideliking nou. Ek hoor nie sy stem nie. Ek hoor nie sy stem nie. Sien nou hoekom hoor jy nie sy stem nie? Hoekom? Wanneer het jy na hom gaan luister? Wanneer het jy met hom gepraat? Nee, Hy gaan nie met jou praat, hy gaan nie op jou skree nie. Ek het nie met hom Hy gepraat sê nie. hy's 'n gentleman. Ja. Nou daar het jy jou eie antwoord nou net gegee. Jy het nie tyd vir hom nie. Hy wag vir jou. Hy wag net vir jou. Maar as ek die tyd het nie, Dis Eldien, jy moet tyd maak. Maar dink nou so daaraan hè. Jy het nie tyd vir die Here nie. Imagine nou, die Here het nie tyd vir jou nie. hy sal vir my tyd hê. Ja. Veronderstel nou, dink maar net so daaraan. Ek weet God het altyd tyd, maar dink Ja. nou net hy's te moeg vir jou. Soos dat ek te moeg is in die aande. Vir hom ja. Wat dan? Ek weet nie wat dan. Wat gaan gebeur? Sê nou maar dis my vanaand my laaste aand nê en ek het soos 'n week laas gebid of Bybel gelees of ietsie. Wat vanaand se laaste aand? En sê nou maar ek gaan vanaand dood. Wat dan? Tussen jou Vader, ek kan nie vir jou sê. Maar Ek weet net as jou sake reg is met die Here nie en as jy nie jou Jesus as jou verlosser en jou saligmaker aangeneem het nie. Jy het nie jou sondes gaan bely nie. En hom erken as die seun van God nie. En met hom 'n verhouding het nie. Ek weet dit is die weg en die enigste weg na Vader toe. wat het jy gesê van sondes? Jou sondes bely. O. Met ander woorde, ek moet vir God sê wat ek verkeerd doen. God weet wat jy verkeerd doen. Ja, Jy moet dit gaan bely by hom. maar hoekom? As hy dan weet wat ek verkeerd doen, hoekom het ek nodig om hom Want dit is hoe dit is. Die woord sê vir julle bely julle sondes. Sodat julle kan vergifnis kry. As jy nie sondes gaan bely nie, gaan jy nie vergewe word nie. Jy moet mos vra. As 'n kind iets soek by sy ouers of kan ek pa, ek soek dit, kan ek dit kry asseblief? Ja, Hy gaan jou of gaan dink jy daai ouer gaan nou so om staan en kyk. Ek weet jy het iets nodig maar. Hoe moet ek weet wat jy nodig? Staan hom kyk. Dan sal niemand so nie kommunikasie nie. So hoe gaan die kind nou sê hy wil ietsie hê as daar nie gepraat word nie? o ja. Sien dit so. Daar's Vader en daar's jy. Jy praat nie met hom nie, hy praat met jou nie. Want jy hoor nie sy stem nie want jy het nie tyd vir hom nie. So hoe moet hy weet wat jy nodig het? Hy weet alles, onthou, hy het alomwetend, hy weet alles reeds. Maar jy moet hom nog steeds vra. Jy moet na hom toe gaan. Jy moet die effort gee. Onthou een ding. God het reeds alles gedoen om met ons versoening te hê, met ons. Hy het sy seun gestuur. So hy het reeds eerste die grootste werk gedoen. Maar hoekom het hy sy seun gestuur?
Wat is die rede hoekom hy sy seun gestuur het? sodat die wêreld verlos kan word van sonde. Okay, maar in die Ou Testament het jy altyd vir my gesê iets van bokke en skape en duwe en goede. Ek verstaan nie lekker. Ek het nooit gesê bokke en skape, Nou wat het jy gesê? die beeste en skape en voeltjies. Dit hang af hoe ryk jy is. Hang af wat jy kan bekostig om te offer. Okay, Lammetjies. so hulle daai goedjies, die diere vir God geoffer, né? Of dit is vir 'n verseeling van die sonde, ja. Verseeling, 'n bedekking. Ja, bedekking, ja. Okay, maar so hoekom Jesus kan ons het nie aangegaan het om dit te gedoen het? Nee, want toe kom die volmaakte offer mos. Toe kom Jesus. Hy stort sy bloed uit oor Ja. die wêreld om die sondes weg te was. So die sondes is nou nie net meer bedek nie. Dis weggewas deur Jesus se bloed. En dit gee vir ons vrede, vreugde. Dit gee vir ons die ewige lewe, maar dit vat jou om dit te aanvaar, na Vader toe te draai en vir hom te sê dankie. God gaan dit nie op jou afforceer nie. Ek sê mos, God het klaar eers alles gedoen. Dis nou ons wat na hom toe moet kom. En as ons dit nie doen nie, sê nou maar ek is Dan gaan jy maar seker net lekker brand. maar ek wil die brand hê. Nou hoekom wil jy, maar jy wil dit nie doen nie. Ja, maar ek's moeg. Jy moet maar iets doen met jou moegheid. Jy weet jy, dit is presies dieselfde. Kom ons vat jou huwelik. Ja. Jy's moeg. Ja. So jy en jou man het geen kommunikasie nie. Julle praat met mekaar omdat julle is moeg. Maar Hoe dink jy gaan daai verhouding wees? ek weet nie. Daar gaan 'n week verby, julle tog nie met mekaar gepraat het. Ek Hoe dink weet julle wat in mekaar se lewe aangaan? ja, dit gaan 'n probleem wees. Sien, so julle maak tyd vir mekaar elke aand, elke oggend, whenever hierdie dag. Ja. Dan praat julle mos mekaar. Ja. En hoeveel te meer is jou vader in die werk nie om met hom te praat nie en met hom tyd te maak nie. Jy sal regtig daar moet werk om tyd vir God te maak. As jy moeg is in die oggende, slaap vroeër. Dis moeilik. Hoekom? Ek weet nie. Ek kan nie Hoe laat lê jy TV kyk? Hoe weet jy ek kyk TV? Nee, ek weet nie. Ek vra maar net hoe laat lê jy in TV kyk? Ek weet nie 2 uur, 3 uur. En jy het nie tyd vir God nie. Ek kyk TV. Genade, Eldien, jy moet jou prioriteite regtig hoor. Maar ek dink as jy regtig vir jou bid daarvoor, om jou tyd so in te werk. Gee vir God die eerste en die beste. En dan kan die res mos maar kom. En Vader sê mos, soek allereers my koninkryk en die res sal vir jou bygevoeg word. Soek God eerste en die res sal kom. Maar as ek skaam is om vir God iets te vra of te Jy hoef nie sê, skaam te wees nie. As jy skaam om met jou ouers iets te vra of te sê. As jy Partykeer- skaam om vir jou man iets te vra of te sê. partykeer as ek bang is vir iets, Bang. ja, sê net maar, Bang kom van die vyand af. Jy hoef niks bang te wees nie, want die een in jou is sterker as die een in die wêreld, so waarvoor is jy bang? partykeer is ek bang om vir my man vir petrolgeld te vra om Ja, want jy het weer jou hare gaan doen. Hoe weet jy? Ja, Eldien, rest my keuse. Maar ja, dit is so. Dan is ek bang om vir my man te vra vir petrolgeld. Jy het nie hoor, maar Vader is nie jou man nie. Jy's bang want jy's skuldig want jy het al jou geld gaan uitgee. Dis hoekom jy bang is. Ja. Dit is hoekom. Maar as ek sonde doen, dan is ek ook bang. Vader weet ons gaan sonde doen. Dit is hoekom Jesus vir ons kom sterf het. Vader weet dit. Maar dit vat ons om na die Here toe te gaan en vergifnis te gaan vra vir ons sondes. Oh, by the way, ek het toe al daai penne teruggebring wat ek vir jou gesê het ek werd huis toe gevat het. Ja, nee, dis sien, daar is klaar die regte stap. So, jy moet ons werk aan die volgende stap van jou. Wat? Vroeg te gaan slaap, vroeg op te staan. Om tyd saam met God te spandeer, anders gaan jy nie sy stem herken nie, jy gaan dit nie hoor nie, Eldien. Jy moet 'n prioriteit maak. Jy moet besluit waartoe wil jy gaan. Onthou net, nee, daar's een van twee plekke waar jy kan heen gaan. Een van twee, of hemel of hel. Is daar nêrens 'n ander plek nie nie? 'n in-between nie. Hoekom nie? Hoekom is daar nie 'n Want in-between daar is plek? nie 'n halfway house nie. Nou wat van al die mense Dis wat of reg of verkeerd. Okay, so wat van al die mense wat 'n bietjie godsdienst doen en dan 'n bietjie afwyk? Okay, Eldien. Wat van hulle? Eldien, Ja. moet jou nie bekommer oor ander mense nie. Maar ek Volg is so, jy so Jesus. ja, ek doen. Selfs soos wat Jesus vir Petrus gesê het. Moet jou nie bekommer oor ander nie. Volg jy my.
dit al wat ek moet doen? Volg vir Jesus. Vergeet van die ander. Onthou, die ander, nie, ons gaan nie in groepies saam daar by Jesus staan, laat die een vir die ander een sê, hoor jy sê, nee, maar Here Jesus, nee, sy het hom dit en dit reg gedoen nie. Nee, jy gaan alleen voor hom staan. Alleen. Maar hoekom? Want hy het jou mos alleen gemaak. Hy het nie groepe gemaak, hy het jou alleen gemaak. Okay, ja, op my eie geboortedatum, op my Jy het eie mos jou tyd. eie afdruk op jou vingerprint Ja. afdruk. Jy's uniek. Ja. You and you alone. Ek is maar bly dis net een van my. Dit is die wêreld. Is ek so erg? No comment. Wat beteken no comment? I plead the fifth. I plead the fifth. Hoe weet sê die Amerikaners? I plead the fifth. Ja. Okay. Ek sal bietjie dan dink oor wat dit beteken. So ek sal met bietjie werk aan my tyd om bietjie meer tyd saam met God te spandeer, nie net elke derde, vierde dag of een keer 'n week net Bybel te lees nie. Maar weet jy wat Eldien nee, as jy 'n verhouding met hom het, as jy regtig 'n verhouding met Jesus het nie. Sê ek nou vir jou, jy kan nie wag om in die oggend wakker te word of vir hom te sê môre nie. Jy met hom tyd te spandeer nie. En net regtig in sy teenwoordigheid te wees en dit is asemrowend. Dit is dan asof jou dag en al sy dinge net so in plek val. En as daar iets is wat skeef val, het jy nie nodig om te bekommer nie, want jy weet, jou beste vriend loop saam met jou. Hy is saam met jou. Hy lei jou, hy beskerm jou, hy bewaar jou. My beste vriend. Jesus. Okay. Jesus is jou beste vriend. Hy sê dit dan. Sorry. Ek het nie daaraan gedink nie. Maak my jy dink ook maar. Ja, maar jy gee my daarmee antwoorde dat ek bietjie kan inneem. Soos ek gesê het, ons gaan nie saam daar voor Jesus staan nie, so ek gaan nie vir jou kan antwoorde gee daai dag nie, né? O, jene. Jy gaan self moet antwoord. Eldien, weet jy wat, ek wil jou nie bang praat nie. Ek wil jou regtig nie bang praat, ek wil nie jou afskrik nie. Maar eintlik moet ek jou so bietjie skrik maak. Dit is regtig die reine waarheid. Daar is net een van twee plekke, dis of hemel of hel. Jy gaan een van die twee toe. Daar is nie 'n halfway house nie. En jy gaan regtig, ons almal gaan regtig alleen by God staan. Voor God staan, voor sy troon staan. En dan moet ons maar mooi vertel wat ons gedoen het met ons lewens. Soos wat God ons gaan vra. So, ek kan of na die een of na die ander een toe gaan. Net so. En as ek soos ek het al gehoor mense praat van lou Christene. Wat is dit? Dit is nou soos jy verduidelik het. Jy lees jy Sondag Christen. Jy gaan Sondag kerk toe en dan smile jy, alles is mooi, groet almal, wees vriendelik, maar wragtig as jy na die kar klim en huis toe ry, dan soos asof iemand jou weer jaag. Wanneer ek skel en ry taxi daar by my jaag en amper my ongeluk laat maak. Dan is jy nou maar weer in die wêreld. Jy het alles vergeet, jy kan nie eens onthou wat die dominee oor gepreek het nie. Dit is lou. Dit is lou warm en Jesus het gesê hy spoeg jou uit sy mond uit. So as ek 'n lou warm Christen is, soos wat ek nou vir jou verduidelik het, ek is en ek verander nie drasties my gedrag oor my verhouding met die Here nie, dan is daar moontlikheid dat ek kan hel toe gaan. Dan moet jy net hoop jy gaan nie dood nou nie. Jy moet jou verhouding met God reg wees, jy moet 100% reg wees. Soos ek sê, Vader weet nog steeds ons gaan sondig, ons gaan die pad byster raak, nie byster raak nie, maar ons gaan nog sonde doen. Maar weet jy, dit is asof as jy daai sonde gedoen het, is asof die Heilige Gees jou dadelik herinner. Hoorie, dit is verkeerd geweest. En weet jy, dan kan jy dadelik na God toe gaan en sê, Vader, o, vergewe my asseblief. En jy is vergewe. En jy kan dit glo en dan aanbeweeg. Okay. So ek sal met begin werk aan dit en bietjie meer tyd saam met God spandeer. En ek wil graag, ek dink ek wil by jou selgroepe aansluit. Asseblief doen, asseblief. Is dit interessant, Chris? Ek bedoel, Okay, Eldien, ek gaan jy dan is dit interessant? Is dit vir jou interessant om vir my elke lunchtyd 3 klomp vrae te kom vra? ja, baie. Weet jy nie, selgroep is nog interessanter. Regtig. Dis meer groeibaar. Dit is soveel meer betrokke. Ek sê vir jou mos, daar's dinge wat in jou hart is, wat ander mense oor praat en is asof jy ewesklik die Here vir jou die antwoord gee. En jy het nog eers 'n woord gepraat. Nou God kan jou hart sien. Okay, ja, miskien, ja, kan ek Woensdag kom? Jy het ons gesê dis 7uur, né? Ja, en ek het vir jou gesê, Mac and Bean is jou eerste stop. Okay, daar is 'n Mug and Bean naby my huis. Ek sal daar stop. 13 koppies koffie sê jy. As jy een wil hê, joh.
Natuurlik wil ek een hê. Ek gaan definitief nie kom en almal drink lekker koppie koffie, lekker mug and bean koffie en ek drink niks nie. En dan as iemand nie opdaag nie, Dan het ek 2. jy. Maar ek het dit gekoop. Okay, los dit, ek het koffie lá. Nee man, ek maak net 'n grapie. Ek sal die mug and bean koffie saambring. Ja. Ek sê jou wat. Nee, dan gaan dit omkoop wees. Nee, dis reg. Bring vir ons mug and bean. Wat Ek het vir jy almal, gesê? nee, ek vir almal sê moenie koffie maak of iets nie. Jy gaan bring. Maar as ek nou, nee, ek sit jou op die spot. Nee, wag, wat as ek nie kom nie? Dan gaan ek vir hulle almal jou nommer gee. Jy moenie my nommer vir ander mense gee nie asseblief. So, okay, ek gaan probeer kom. Moet maar nie vir hulle sê van die koffie nie, want net te vergeet ek. Ja, Eldien. Stel die binder op jou foon, jy weet ons. Ja, ek weet. Okay, Woensdag om 7:00. Korrek. 90 Amsterdam Hoek Drive, Blue Water Bay. Ja, Okay. net so. Chris, Eldien. julle YouTube, nee. Ek begin dit nou actually al hoe meer kyk. Actually, nou dat ek aan dink, nee, behalwe nou vir die feit dat ek nie so baie bid en Bybel lees nie. Kyk ek nogal al julle preke wat op YouTube is. En party is Engels en party is Afrikaans. Ja, baie van shorts, ja. Ek weet ons professor. Aubrey. Ons hoof. Ek sien sy naam is Aubrey. Ja. En dis vir jou professor Burger. Nie Professor. Aubrey nie, okay? Nee, ek het gesien, daar staan Ja. op YouTube, sy preke is altyd op 'n Sondag in Engels, sien ek. Ja, want meeste van sy mense gesê gemeentelede is Engels. Waar is hulle? Val oor. Ek het gesien die adres is daar 358 Val Oever Drive en Dis Val hy. Oever. Ek wonder hoe lyk dit daar in Val Oever. Ek was nog nooit daar nie. Maar- Google. Ek sal bietjie Google. Bietjie kyk hoe lyk dit. By the way, is mos Jill wat sy vrou is, né? Ja, dit Ek moet haar nog een van die tyd weer bel want ek het nog 'n counselling session met haar wat ek moet doen een of ander tyd. Onthou jy daai van Charlie wat so my res het by die werk? Ja, Eldien, jy herinner my elke keer sal ek dit ooit vergeet. Nee, maar ek wil dit vergeet, maar ek moet met haar praat want sy het my huiswerk gegee om te doen en ek het dit klaar gedoen, maar ek moet haar nog bietjie Ja, nee, is reg, skakel hom. Wag, ek wil net gou kyk. Kyk gou of hierdie haar regte nommer is. Het ek net gou kyk waar het ek dit gesave? Joel. Die nommer wat ek het. Jene, waar is dit? Hoe weet ek mens waar is die nommer? Hierso is dit. 0746896263. Dis hy dit. Joel. Okay, 0746896263. Ja, ek moet haar bel want ja, ek voel al so sleg dat ek nog nie verder weer aandag gegee het aan haar nie. So, kom ons kom nou 'n bietjie terug by my vrae want ek voel nou 'n bietjie sleg oor wat jy alles vir my gesê het wat ek verkeerd doen en ek wil nie 'n lou warm Christen wees nie. So, Ja, maar die belangrikste is Eldien om Jesus se stem te leer ken, hè. So wie gesê as jy gaan roep en jy gaan nie agslaan op sy stem nie. Jy agterbly. ja. Dit is waar. Wat beteken dit vir my dat Jesus my herder is? Dit is iets wat ek nie heeltemal verstaan nie. Eldien, dit is een van die mooiste beelde van wat die Bybel gebruik. Ek dink so Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Jy sien, in daardie tyd het mense geweet hoe afhanklik skape van hulle herder is, né? Hulle kon nie self oorleef nie. En Jesus sê in Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Dit is nie net 'n titel nie. Dit is 'n beskrywing van sy verhouding met ons. Hy is 'n goeie herder. Hy lei ons waar ons heen moet gaan, na waters waar vrede is. Jy sien 'n herder lei. Hy versorg, hy beskerm, hy voed, hy dra. Ja, sien, hy is net altyd daar. En as een van sy skape afdwaal, soos die woord mos sê, dan los hy die 99 net daar. En hy gaan soek daardie een wat afgedwaal het. En hy soek hom tot hy hom kry. Jy sien, dit is Jesus. Wanneer jy nie weet waarheen nie, wys hy vir jou. Wanneer jy moeg is, dan bring hy vir jou rus. En as jy nie meer kan nie,
dan tel hy jou op en hy draai jou. Wanneer jy bang is, sit hy jou op sy skouers en hy sê ek is hier. Jy sien, hy is nie hardhandig nie. Hy's sag, hy's geduldig, hy's getrou. Weet jy, en hy is vol liefde. En weet jy, wat is vir my die kosbaarste? Wat? Hy gee nie net leiding vir groot besluite nie, maar ook vir die klein dingetjies. Weet jy, hy wil betrokke wees in alles, al ewen was hy net skorrelgoed. Hy wil betrokke wees daar. Ek meen, as jy nie, as soos jy sê, jy het nie tyd om te bid of iets in daai lyn nie, maar hoekom probeer jy nie dit nie? As jy nou skorrelgoed was in die aand, in plaas daarvan om na al hierdie klomp dingetjies van jou te kyk op TikTok of wat ook al, sit vir jou gospel liedjie daar aan en dan begin jy met hom praat. Dan praat jy met hom soos wat jy skorrelgoed was. En ek sê vir jou, jy sal verbaas wees hoe vinnig jy daai skorrelgoed verby gewas is. Jy gaan nie eens moeg voel nie, jy gaan so expired wees, so happy wees, so wow, Here Jesus, dankie. Kyk hoe vinnig as ek hier klaar, sien jy, hy's jou vriend. Jy weet nie eers jy werk nie, maar jy kry klaar. Weet jy, as jy hom toelaat om jou herder te wees nie, hy sal jou nooit alleen los. Nooit nie. Jy sal altyd rigting hê. Jy sal nooit rigtingloos wees nie. En hy ken die pad. En weet jy, hy sal daardie pad saam met jou stap. En onthou een ding, hy is die weg en die waarheid. En niemand gaan na die Vader toe behalwe deur hom. O, okay. Ja, dit maak nogal sin. Ek dink ek sal dit bietjie probeer. Want daar's baie mooi gospel liedjies. Ek sê weer probeer dit. Probeer dit vir 'n week, nee, en dan kom praat jy met my. Sê vir my of iets verander het in jou. Kom, ek gaan vir jou sê nee. Jy gaan dit doen en ek meen 'n gewoonte is mos maar hulle sê mos altyd 'n mens leer 'n gewoonte aan binne 3 dae. Maar ek sê vir jou sê as die Heilige Gees in jou werk nie, is dit so vinnig. Dan is dit asof jy jou skorrelgoed gaan begin was, jou water gaan begin inloop, dan gaan jy al jou foon of jou musiek ding soek om my musiek te begin aansit. En dan as jy dit nie speel nie, gaan iets uit plek voel. En dan weet jy maar hoor jy is mos in jou tyd saam met God. Weet jy, ek dink nou aan daar was 'n vrou. Ek dink sy het iets so 7 of 12 kinders gehad of iets in daai lyn. Ook baie besig. Sy het ook nie regtig tyd gehad om by God stil te word in die oggende of en dan regtig Bybel te lees nie, want dit is vroeg in die oggend wat sy moet opstaan en al die kinders reg te kry vir skool en al daai dinge, nê. En dan het sy net daar tyd gehad wat sy in die kombuis gaan sit het, op 'n stoel, gaan voorskot gevat het en hom oor haar kop gegooi het. Hoekom het sy dit gedoen? Ek gaan jou mos vertel. En dan weet jy, al die kindertjies het geweet, mamma praat nou met Jesus. En niemand het haar gesteer in daai tydperk nie. So, dis 'n pragtige storie. So sien jy, dis wat ek vir jou sê. In die kombuis as jy skorrelgoed was, jou kinders en jou man is mos nie daar nie, want ek dink hulle is mos nou te besig om te help in elk geval. En dan begin jy dit doen. En soos wat jy daar was, sing die liedjie saam, praat met Jesus. Praat met hom, en hy sal by jou wees. Dis baie mooi. Ek gaan regtig dit probeer. En dan gaan jy sien hoe meer jy met hom praat, hoe meer wil jy met hom praat. Chris, ek kry hierdie gevoel, dit voel vir my partykeer en ek voel baie skuldig daaroor dat ek of ek verbeel my, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie, asof ek nie vir Jesus vertrou nie. Ek weet nie hoe om dit vir jou te verduidelik nie. Dis net 'n gevoel wat ek kry. Miskien voel ek net weird. Ja, dis 'n baie menslike gevoel daai, hoor. Jy sien vertroue groei. Dit gebeur nie alles op een slag nie. Maar God het niks verkeerd, of Jesus het niks verkeerd gedoen dat ek hom moet vertrou nie. Nou ja, jy's nou hoekom vertrou hom dan nie heeltemal nie? Ja, ek weet nie. Jy sien, Jesus vra nie volmaakte vertroue van die begin af nie. Hy vra net dat jy hom oop sal wees met hom. Om hom te leer ken, want dit is hoekom ek vir jou sê, as jy nie met hom praat, jy gaan hom nie leer ken nie. As jy net tyd saam met hom spandeer, jy gaan hom nie leer ken nie. Jy sien, dis soos 'n kind wat leer loop. Die pa hou sy arms mos oop. Ja. En met elke tree groei die kind se vertroue, want hy weet mos sy pa staan langs hom of agter hom of waar ook al, hy sal nie val nie. En so werk dit met ons Here Jesus ook.
Hy weet jy's bang. Hy weet jy het vra, maar hy loop die pad saam met jou. Hy los jou nie omdat jy twyfel nie. Hy help jou. Dan 2 Timoteus 2:13 sê mos, as ons ontrou is, bly hy getrou, want hy kan homself nie verloon nie. Jou vertroue in hom mag wissel, maar sy troue teenoor jou is rotsvas. Dit moet jy altyd wees. En elke keer wat jy terugkom, elke keer wat jy sê, Here help my om weer te vertrou, sal hy jou hand vat en sê, kom my kind, kom ek help jou weer. Soos ek weer eens gesê het, daai vertroue groei wanneer jy meer tyd met hom spandeer. Ek meen toe jy jou man net ontmoet het, jy het hom ons nie volkome vertrou en al daai dinge nie. Hoe het jy daai vertroue en daai liefde gekom? Dit is ons deur gesprek, by mekaar wees, praat met mekaar, deel met mekaar. Dit is mos hoe jou verhouding groei. Dit is presies hoe jou verhouding met Jesus groei. Jy kan nie net 1 keer 'n maand, 1 keer 'n week met hom praat nie. Dit moet 'n gedurende interaksie wees met hom. Terwyl ons dan praat van vertroue, kan ek jou iets vertel van my man? Ja, Eldien, jy kan maar. Okay. Jy weet net, die dag toe ek my man, toe was ons nog nie, toe het ons mekaar net ontmoet, die eerste dag wat ons ontmoet het, né? Daai dag toe het ons iets gaan eet. En ek bedoel, ek ken die man van geen kant af nie. En hy vertel my dit en hy vertel my daai en die en daai en alles van sy verlede. En ek vra vir hom die dag, maar hoekom vertel jy my al hierdie dinge? Ek ken jou nou eers, ek het jou probeer nou eers leer ken. Maar hy vertel my, hy was getroud, hy het 2 kinders, wat ook al, né? Hy het my klomp dinge vertel, net so, alles. Ek sê, nee man, ek voel nie gemaklik nie. Hy sê nee, hy moet my vertel. Ek sê, maar hoekom moet jy my vertel? Hy sê nee, want God het vir hom gesê, hy moet eerlik met my wees en alles met my deel van sy lewe. En op daai eerste dag, die dag wat ek hom net ontmoet het, vertel hy my toe nou al hierdie dinge van sy lewe en toe sê hy vir my dat hy wil hê dat iemand na my toe moet kom en sê hy is so en hy is so en alles hier. Want hier vertel hy my nou alles, dat ek moet hom leer ken en hom beter moet leer ken. Ek het gedink dit was absoluut amazing. En net daar het ek smoor verlief geraak op hierdie eerlike man. So jy sien, daai man het klaar vertroue in jou gehad, né? Ja, hy Nou moes. ja, hy's 'n mens, né? Jou man is 'n mens. So hoeveel vertroue dink jy nie moet jy in God stel nie, ja? Hy wat alles geskep het en alles gemaak het, nie. Ja, dis waar. Hy wat nie jok nie. Hy wat nie slymer op slaap nie. Hy wat liefde is. Jy sê mos altyd jy entertain nie die duiwel nie. Ja, dis hoekom ek nie jok nie. Ja, ek dink dit is so mooi gesegde daai. Ek onthou dit altyd. As ek aan jou dink, dan dink ek altyd ja, Chris jokkie, want hy entertain nie die duiwel nie. Ja, dit is die waarheid. Chris, ek weet die tyd is nou amper verby, want die tyd is al lank al verby actually. Maar dit is tyd om terug te gaan my kantoor toe. Ek wil net ietsie weet. Jy sê Jesus is my vriend en hy beskerm my en alles, maar Jesus is dan 'n koning. Jy het gesê Jesus is 'n koning. So as hy 'n koning is, hoekom wil hy my vriend wees? Hoekom wil hy my beskerm? Ek wat Eldien is. Eldien, weet jy wat, hy kan ook 'n lang gesprek raak. Jesus is koning. Hy is die koning van my hart, hy is die koning van alles. Maar weet jy, hy is jou beste vriend ook. Onthou net nê. Hy is almagtig, hy is koning. En Jesus is wat jy wil hê hy moet wees. Jesus is wat jy hom maak. Hy kan jou beste vriend wees, hy kan jou saligmaker wees, hy kan jou koning wees. Dit is wie hy is. Jy kan gaan Google 'n bietjie. En dan kyk jy hoeveel name het Jesus nie eintlik nie. Hy is die lam van Juda, hy is die verlosser, hy is die vredemaker, hy is die beskermer. Daar is so baie stukkies wat uitgehaal kan word uit die Bybel uit van wie Jesus is. Ja, hy is 'n koning. Onthou hy gaan terugkom op 'n wit perd en dan gaan hy sy koninkryk kom stig. Hy is 'n koning, hy's reeds koning gewees. Hy sal altyd koning wees. Maar dit wys jou net sy nederigheid of sy liefde en dit vir jou nie. Dat hy nie daai koningskap van hom as hierdie groot etiket aanhang nie. Hy is so nederig dat hy jou vriend wil wees.
Dit is Jesus. Dis baie mooi woorde. Chris, dink jy regtig dat Jesus my liefhet? Nee, ek glo nie Eldien, want jy vra te veel vrae. Ek is seker dit is Jy wil net spreek met ons spandeer, jy moet kom met jou lief hê. Ja, maar dis hoekom ek nou vra. Obvious, verseker. Hy het jou lief. As hy nie lief was vir jou nie, het hy nie aan die kruis gaan hang. Vir my wat Eldien is, Vir dink jou jy? wat Eldien is, vir my wat Chris is, vir Sarel wat Sarel is, vir Petrus wat Petrus is, vir Aubrey wie Aubrey is, vir Joel wie Joel is. You name it, he did it, he died for all of us. Everybody. Wit, pink, pers, geel, groen, almal. Almal op hierdie aarde. Selfs so die ouetjie wat baie keer in ons tuin kom werk. Jesus het hom lief. Jesus het vir hom gesterf. God het ons almal gemaak. God het asem in almal se longe geblaas. Almal. Maak nie saak watter ras of stam. Nee, dis hoekom ek altyd sê nie, was dit kleur is jou siel. Ek weet nie, pink, geel, Jou oranje. siel het nie 'n kleur, julle. Nee. Nee. Waar? Jou siel het nie 'n kleur nie. So O, dan het God het vir almal gesterf. Almal. Jesus. ek wil bietjie met ander oë kyk na die ouetjie wat in my tuin werk. Hoekom deel jy nie Jesus met hom nie? Ja, ek dink dis nogal 'n goeie plan, behalwe dat ek nie hom lekker kan verstaan nie, maar ek sal probeer. Jy sien Eldien, Jesus se liefde vir jou en vir my is nie 'n konsep nie. Dit het hande en voete gekry aan die kruis. Hy het geweet van elke fout wat ons sal maak, elke traan wat ons gaan huil, elke paadjie elke besluit althans wat ons verkeerd gaan neem. En hy het nog steeds besluit dat ons is dit werd. Jy sien sy liefde is nie net emosioneel nie. Dis daadwerklik. Dis kragtig. Dis onwrikbaar, onwankelbaar. Jesaja 54 vers 10 sê: Al sou die berge wyk en die heuwels wankel, my troue liefde vir jou sal nie wyk nie. So Eldien, jy is nie onsigbaar nie. Jy is nie die tweede keuse nie. Jy is geliefd, gekoester en geroep. En Jesus wag met oop arms, 'n oop hart, met 'n sagte stem wat sê: Kom huis toe. Kom na my toe. Sal vir jou vrede gee. Dit is sulke mooi woorde, Chris. Ek gaan regtig dit ter harte neem. Ek gaan regtig probeer om harder te werk aan my verhouding met God en bietjie meer te bid en net jy het ons gesê ek kan ons enige tyd met God praat. Natuurlik. Ek kan mos in my kar ry of ek kan by die skool goed was of wat ook al, of selfs as ek in my kantoor sit en ek voel baie keer hartseer of te neergedruk of oorweldig, ja. Dit praat met hom. Dis 'n baie goeie plan. Ai Chris, ek dink ek moet nou gaan. Ek het alweer jou hele tyd opgemors hier. So ek is jammer. En dis net opgemors, ons almal het mos nog geleer weer. O ja. Dis regtig nie, weet jy, elke keer as 'n ou van Jesus kan praat of iets van hom kan leer, is dit glad nie tyd mors, hoor, glad nie. Ja. Ek wil vir ietsie sê, Chris. Ek het vergeet om dit vir jou te sê, nê? Nou die ander dag toe dit my verjaarsdag was, toe het Alicia na my kantoor toe gekom. Een van my vriendinne. Ek weet nie of jy haar ken nie. Maar in elk geval, sy het na my kantoor toe gekom en sy het vir my gesê, ek het eintlik nie 'n geskenkie vir jou nie, maar ek wil graag vir jou iets gee. En weet jy wat het sy gedoen? Jy het nog klap gegee. Nee. Sy het gesê, sy het my hand gevat en sy het gesê, kom, ek wil vir jou bid. Wat 'n geskenk is dit nie? Ja, en sy het so mooi vir my gebid, nê? En ek was oorweldig, ek het actually trane in my oë gehad. Weet jy net hoeveel Christene is in hierdie company van ons wat ons nie weet van nie, nê? Ja, dis waar. Maar dit was so mooi en so kosbaar, nê? Ek het so spesiaal gevoel dat iemand vir my bid. Ja, dit is kosbaar. En ek was regtig, nê, ek dink my verhouding met Alicia is ook nou bietjie beter. Ons is sleg, ons het actually 'n goeie verhouding, maar nou het ons 'n beter verhouding. Ja, en net soos wat jy verduidelik het van Jesus se verhouding, nê? Ja, sê. Ja, dis okay, ek moet nou gaan, hoor? Laat hom voor die weg hardloop. Ja? Kom ons sluit net af met gebed. Okay. O allerheiligste almagtige koning van alle konings. Ja, o Here ons God, Vader, baie dankie weer eens vir hierdie lesse wat ons kan leer. Here, om meer en meer van u liefde vir ons as mens, vir hierdie sondaars
te kan leer. Vader, dankie dat U seun vir ons gestuur het, om ons te kom verlos, ons sondes te dra, en vir ons die pad te wys, waar die ewigheid ingaan. Die ewigheid saam met U, na die nuwe Jerusalem, die nuwe aarde. Vader, versterk ons in ons geloof, versterk ons in ons doen en lates, Here. Dat ons absoluut, Here, net op U sal fokus, U lig sal laat skyn in hierdie donker wêreld, en Vader, U gemeente sal laat groei op hierdie aarde. Here, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Amen. Vriende, ek hoop julle het die episode geniet, net soos wat ons het geniet het. En vriende, mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Shalom.